Goeiemiddag en welkom by nog 'n uitsending van Ons Praat Later hier op die kanaal Stoom saam omsit. Ek het hier vanmiddag 'n model hierso, Aziza van Wyk. Welkom hierso by ons. Baie dankie omsit. Great. Sê gou vir my, Aziza, kan jy vir die kykers net vertel wie is jy? Waarvandaan kom jy en wat doen jy huidig? So, my naam is Aziza van Wyk. Ek is 20 jaar oud en ek studeer tans by Elsenburg en ek het groot geword hier in Caledon en ek het skool gegaan by Hoërskool Overberg. Nou, sê gou vir my, Aziza, hoe lank is jy nou al by Elsenburg en wat studeer jy daar? Hierdie is my eerste jaar by Elsenburg en ek doen equine studies, dis in die peerdebedryf om 'n peerd te versorg en om na hulle te kyk. Jong, jy laat my sommer nou dink daarso aan uit die Ros en Denwil daarso, so manne daarso by Bredasdorp Rangers. Hulle het 'n perd en hulle maar Denwil sê altyd nee, hulle is die tiere. So hy's 'n bietjie die mekaar. So verduidelik hoe vir die kykers, hoe is die koneksie tussen jy studeer van perde, maar jy's 'n model. So, hierdie passie het begin in graad 7 toe ek deelgeneem het aan 'n kompetisie by die skool waar ons ons eie kostuums ons ontwerp het. En ons moes basies ou materiaal gevat het en net soos iets moois gemaak het van jou kostuum. En ek het die eerste plek behaal by dit en toe het ek net gevoel hierdie is iets wat ek wil doen want ek het 'n passie daarvoor. En daarna het ek net verder ingeskryf aan 'n kompetisies. Okay, jy sê hierdie gog het jou gebyt toe jy graad 7 was. Nou watter kompetisies op skool wat modelwerk aan betref, het jy dan toe aan deelgeneem? In my matriekjaar het ek ingeskryf vir my Fortuna-reisgenoot, maar ek het ongelukkig die top 10 behaal daar nie, so dit het vir my 'n bietjie afgesit en toe het ek besluit maar daar's nog kompetisies daar buitekant. En ek skryf toe aan vir rapport, se beste matriekafskeidrok van die jaar en ek het toe top 10 behaal op die voorblad verskyn wat vir my baie wow was. En ek het ook vir Sari ingeskryf vir die beste matriekafskeidrok. Ek het ook top 20 behaal daarso. En toe het ek verder net vir ander kompetisies ingeskryf en so het dit aangegaan. En vertel gou vir die kykers, watter jaar was daai gewees? In 2024 het ek ingeskryf vir dit omsit. En toe jy nou hierdie modelwerk begin doen, het jy geweet jy wil gaan studeer in perde of by jou kop maar na modelwerk toe gestaan? Dit het vir my ook na perde toe gevat, want 'n mens kan soveel doen met perde. Ook model kan daarin ook ingaan, model kan wyd gaan. So perde is ook 'n mooi pad vir dit om te stap. En vertel gou vir die kykers hoe jou ouers gevoel toe hulle nou agterkom maar jy stel eintlik belang in modelwerk. Was daai vrees daar by hulle dat jy in modelwerk wil gaan studeer en nie in 'n rigting soos jy nou is nie? Hulle was baie opgewonde geweest, maar modelwerk kan ook, is nie so elke dag se werkie. Dit kan nou verander, dit kan nou weer gevat word. So ek het net gevoel like die is die pad wat ek wil stap en hulle het my ondersteun met dit wat ek wil doen. Okay, toe is jy Stellenbosch toe by Elsenburg. Ja. En daar het jy begin in die perde leer en toe gebeur daar iets. Vertel vir die kykers, wat het daar gebeur op Elsenburg in Stellenbosch? So ek het ingeskryf vir Kavasta SA, so 'n kompetisie vir Suid-Afrika. En dat is dus om jou gesig op die voorblad van 'n magazine te kry of om net in 'n magazine te wees. En ek skryf toe in vir die kompetisie en ek kom toe in die top 10. En dit was vir my baie wow geweest want ek het nie geweet ek gaan inkom en dit was 'n laaste minuut inskrywing geweest. So dit was vir my baie groot geweest. Nou kan jy net vir die kykers 'n bietjie terugvat en vir hulle verduidelik 'n bietjie waaroor het hierdie kompetisie gegaan? So hierdie kompetisie gaan oor hoe jy wil teruggee in die gemeenskap en wat jy wil wees en hoe jy jouself buite kan sit vir mense en sodat hulle kan opkyk na jou. Nou, okay, so hierso is jy nou en jy sê jy was toe op die voorblad van een van hierdie magazines. Wat was jou gevoel toe jy die oggend wakker skrik en hoor maar jy gaan op die magazine se voorblad wees? Toe ek die boodskap gekry het en gesien het dat ek is het ek soos onmiddellik... In so gin? Yes. Toe ek dit sien, toe ek onmiddellik opgespring en ek het dankie gesê vir die Here vir die geleentheid wat ek gekry het, want ek het soos dis nog nooit wat ek hierdie gekry het, dus ek was baie dankbaar vir dit. Ek het my maale gebel, vir hulle vertel wat gebeur het en dat ek is in die top 10 en dat 'n moontlikheid vir my dat ek op hierdie voorblad kan verskyn en
ek was net soos baie opgewonde geweest. Okay, en wat gebeur toe verder? So mense moes toe stem vir my en hulle het vir my gestem en ek het 7de in die top 10 gekom. En na die Coverstar SA kompetisie het PPMC Magazine vir my 'n boodskap gestuur en gesê dat ek kry 'n geleentheid om in die magazine te verskyn. En ek is dankbaar vir dit want dit is nie net ek wat in die magazine is, dit is my storie wat in die magazine is. So. Nou vertel vir ons daai storie, wat in daai magazine was. Wat ek basies in die magazine gesit het is my agtergrond. Waarvan ek kom, wat ek wil hê vir my gemeenskap, hoe ek aan hulle wil teruggee, die kinders wat ek wil help, waar my passies vandaan kom vir modelwerk en hoe ek daar gekom het. Okay, toe gebeur daar nog iets. En ek wil daai wow moment wil ek nou vertel die kykers wat het toe gebeur. So net 'n paar maande na die PPMC Magazine het Underclothing vir my gekontak en hulle Sê het gou weer? Underclothing het vir my gekontak. Dis 'n klere-maatskappy, Yes, nee? yes. Okay. En hulle het toe gevra of ek 'n shoot met hulle wil doen en ek het onmiddellik ingestem en ek het toe saam met hulle gegaan. Vat ons op my journey. So toe ek daar gekom het, was ek baie op my nerves geweest en dit was my eerste professionele shoot wat ek gehad het in my hele lewe nog ooit. En ek het daar gekom en die mense was baie verwelkom. Ek het sommer onmiddellik welkom gevoel en ons het klere aangepas, uitgegaan, foto's gevat en dit het net repeat en dag was verby. Ja, ons gesels hierso saam met Aziza van Wyk. Sy is hier van Caledon. Sy studeer op Stellenbosch. Sy sê ons noem dit sommer sy studeer in die perde, maar sy gesels vandag saam met hom sit hierso op Ons Praat Later. Gesels sy oor haar modelwerk en soos sy nou vir julle verduidelik is dat sy het 'n geleentheid gekry om in die klere van sê gou weer Underclothing. van ander daar word van nie dat sy geander is nee het sy die model hoe was daai moment vir gewees toe jy nou hoor en jy moet dit nou doen. Toe ek die nuus ontvang het, ek het soos gehuil, want dit was vir my, dis 'n clothing brand waarvoor ek nog gaan model. Dis nie sommer net enige modelfoto wat ek nou net gaan vat hier, dis 'n clothing brand. So ek het gehuil en ek was dankbaar en ek het weer eens dankie vir die Here gesê en ek en my gesin het dit gevier dis wat ek nou gaan doen en ek was net baie opgewonde geweest vir dit. Okay, toe jy nou die shoot gehad, is dan nou al posters uit by Underclothing waar jy in hierdie klere van hulle modelwerk doen? Hulle het gesê daar is uitgestuur na sekere takke van die dorpe, maar ek weet nog nie of ons eenou dat het so hopelik gaan dit kom binnekort. Okay, great. Daar hoor julle dit geleenthede en ek sê baie keer op hierdie program om sit self as 'n entrepreneur. Daar's baie geleenthede daar buitekant, maar daai geleentheid wag nie vir jou nie. Jy moet hom gaan soek. En jy moet in jouself glo en daar gaan teleurstellings kom. Ek sê altyd vir mense, Aziza, success don't come easy, sê Percy Sledge. Jy moet werk vir die sukses en wanneer daai geleentheid kom, moet jy gereed wees. En dis iets waarna jy al die jare gesoek het. Jy's baie jonk nog en gesig op 'n magazine. Sy het die geleentheid nou gekry om vir 'n klere brand maatskappy modelwerk te gaan doen. En wie weet, ons weet nie wat die volgende groot geleentheid is wat daar vir jou lê nie. Maar dit alles begin met 'n droom wat jy gehad het in graad 7, standaard 5 en jy daai gedroom het jy aan vasgehou en jy het in jouself geglo en vandag sit jy hier by ons in die studio en jy vertel jou storie. Sy was baie op haar nerves gewees en sy het my nou 'n klomp goed gevra want sy het gesê dis haar eerste keer wat sy ook in 'n studio kom en haar storie vertel en dit is hoekom ons hier by Stoom saam om sit op Caledon hierdie program het juis om vir ons kinders die geleentheid te gee om agter 'n mic te sit, voor 'n kamera te wees en nog 'n droom van jou wat waar geword het. Wat is daai een boodskap wat jy vandag vir ons jong kinders wil gee? Ek wil net vir hulle sê dat
moenie dat jou omstandighede jou agterhou van wat jy wil hê in hierdie lewe nie. Moenie vasgekinderd hê. Jy kan uit dit uittrap. Jy kan verder gaan as wat jy dink jy kan gaan. So. Kyk, daar het julle dit, moenie dat jou omstandighede vir jou terughou in dit waarin jy glo of dit wat jy aan die einde van die dag wil bereik nie. As hy enigiets anders wat jy nog wil sê? Ek wil net dankie vir al die mense sê wat vir my gestem het, vir al die votes, ek is dankbaar vir dit en dankie vir julle. Ja, daar het hulle dit. Baie dankie dat jy kom inloer het hierso op Caledon, hierso by die studio. Ons is verskriklik dankbaar en ek wil die seën van die Here toebid op jou loopbaan en ek kan nou vanaand vir jou sê, die mense wat al hier gesit het op wie ons die seën van die Here toegebid het die hoogste sport bereik. Ja. Ek dink aan Adrian Swart by die Olympiese Spele. Ja. Matteo, hy is op pad Amerika toe. Jaguar Kutsi, 'n top 401 hoogspringatleet. En so kan ek aangaan en ek kan aangaan. So ja, hierso sit ons die seën van die Here op jou lewe en ek vertrou en ek glo dat jy die hoogste sport gaan bereik. Ek dink dus sommer aan daai Springbok dames speler wat hierso op Hermanus is. Sy was ook al in die studio gewees. Okay. So ja, nee, kyk hierna kweek ons groot mense en dit is vir my baie lekker gewees om hier sommer te gesels en so ek sê alles seën en sterkte vir jou op jou loopbaan. Baie dankie. Dankie. En ja, soos ek altyd vir mense sê, ons praat later.